Goeienaand, welkom by 'n nuwe reeks aandgesprekke vanuit enkele psalms. Die psalmbundel is 'n bundel wat oor die lewe handel. Die digter skryf wat in sy hart is. Dit loop by sy mond uit en dit word deur sy pen neergeskryf. Die psalmboek speel hierdie rol in die woord van die Here. En ons kan dit saam sing, omdat dit ons verstand alleen nie, maar ook ons hart diep raak. En alles gaan oor 'n basiese keuse in die lewe. Dit gaan oor 'n lewensrigting van ons lewe. Psalm 1, die inleidende psalm, maak dit amper ontstellend eenvoudig. Daar is net twee paaie. Jy is of op die pad van die goddelose, of op die pad van die regverdige. Daar is nie 'n derde weg nie. Die pad saam met God loop uiteindelik op lewe, groei, heerlikheid uit. Die pad sonder God, al lyk dit soms tydelik voorspoedig, lei uiteindelik na ondergang en leegheid. Hoewel die psalmbundel so eenvoudig begin, sal die res van die psalms ook die kompleksiteit van hierdie lewe invul. Hoewel gelowiges worstel, huil, ly, verlate voel, vervolg word, loop hulle pad uiteindelik op oorwinning uit, op lewe. Aan die ander kant lyk die pad van die goddelose nie altyd sleg nie. Dit kan soms blink en voordelig voorkom, maar op die lang duur lei die pad van die goddelose na ondergang, vers 6. Die pad van die regverdige word soos volg beskryf. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Die lewe vloei deur hom. Hy dra vrug op die regte tyd. Sy blare verwelk nie. Hy is standvastig en voorspoedig in dit waartoe God hom roep. Die geheim van die boom is nie in homself nie, maar waar hy geplant is. Hy groei nie omdat hy inherent sterk is nie. Dieselfde boom sou in die woestyn verdroog. Die lewe is in die water, waaruit die lewe deur die wortels en die stam na die blare en die vrugte gevoer word. En hierdie waterstroom is God se woord, sy Torah, sy verbandsonderrig vir die lewe. Nie 'n reeks wette nie, maar die openbaring van God se hart, sy wil vir sy verhouding met sy kinders. Vandag kan ons dit vanuit die lig in die Nuwe Testament lees as die woord wat vlees geword het. Die krag kom uit die Here Jesus Christus. Vir die regverdige is die woord van die Here 'n vreugde. Hy vind plesier daarin om dit te lees, daaroor na te dink en sy lewe daarvolgens te rig, dag en nag. Die woord bepaal sy ritme, sy koers, die ondertoon van sy lewe. Dit vorm sy gedagtes, sy waardes. Dit rig sy dade, dit gee hom krag en wysheid en rigting. Terselfdertyd weet die regverdige op watter pad om nie te gaan nie. Hy wandel nie in die raad van die goddeloses en staan nie in die weg van die sondaars en sit nie in die kring van die spotters nie. Hierdie meeloop op die verkeerde pad is maklik. Dit begin subtiel, eers 'n kompromie in die denke, dan 'n gemaklike raak met die wêreld en uiteindelik 'n tuiskom in die wêreld sonder God. Daarom is die gelowige waaksaam en kies hy doelbewus teen sy natuur in. Die pad van die goddelose word in teenstelling met die van 'n boom met kaf vergelyk. Kaf is lig en droog en waardeloos. Dit het nie wortels nie, dit dra nie vrug nie, dit het nie waarde nie. Dit word weggewaai, dit kan nie regop bly nie. So is die lewe wat nie aan God verbind is nie. Dit mag vir 'n rukkie blink lyk, maar dit hou nie stand nie. Wanneer God oordeel, kan dit nie regop bly nie, want dit het nie gewig nie. Die goddeloses is nie net die groot sondaars nie.
Nee, dis die gewone mens wat sonder God lewe, sonder sy woord en sy wil. Dis die mens wat aan die natuurlike sondige geneigtheid toegee en eintlik dan van self op die pad van die goddelose loop en later staan en dan gaan sit. Daarteenoor is die regverdige die een wie se pad die Here ken, vers 6. Die een met wie die Here op pad gegaan het, die een met wie hy 'n verbond gesluit het, die een wat hy by die waterstroom gaan plant het, die een wat die ware regverdige, die weg van die lewe, Jesus Christus leer ken, en in wie se gees, in wie die gees van wysheid en die gees van waarheid werk. Psalm 1 dwing ons telkens voor 'n lewenskeuse. Wie sal nou kies om so skaf te wees, as hy soos 'n boom by waterstrome kan wees? Goeienaand.